Griekse woord vir inspirasie, wat ek liefst gaan probeer uitspreek, nie beteken letterlik God geasem, God breathed. En 'n voorbeeld van waar dit in God se woord voorkom is 2 Timoteus 3 vers 16 wat sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, deur God geasem. En wanneer ons dit op ons beurt weer inasem, het dit groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome toegerus en voorbereid kan wees vir elke goeie werk. Die bron en die oorsprong van inspirasie is God. En die toets vir ware inspirasie neem ek uit die HAT definisie wat sê inspirasie wakker aan, dit verlewendig, dit verdiep, dit besiel, dit bring 'n beweging, dit gee momentum. So, wat asem jy in en wat asem jy uit? Dit wat jy inneem in jou gedagtes, in jou hart en in jou lewe, is dit besig om jou te verdiep en te verryk en in beweging in te bring of laat dit jou stop? Wie laat jy toe om jou te leer? Wie se inspraak laat jy toe en wie laat jy toe om jou te vorm? En wat asem jy uit? Wat spreek jy uit oor ander? Is dit woorde van lewe, lewendigmakend? Is dit woorde wat besiel en bemoedig en oplig? Die inspirasie oomblikke wat ek deel, kom uit die hart van iemand op soek na God se hart. Iemand desperaat afhanklik van God asem. Amper soos iemand wat aan life support gekoppel is. Dis eintlik een lang waarneming van iemand wat in verwondering staan oor God se werk in mense se lewens. Doodgewone mense wat leef met God asem, waaruit ek weer inspirasie put om vir ander te kan aangee, want dis mos hoe God se gee werk. Dis 'n gee bedoel vir aangee. So as jy voel, jy's besig om te verstik of te versmoor aan 'n God asem arm lewe, asem uit en asem in, niet in. God self wil jou inspireer in beweging in tot 'n saak maak lewe.